Hallo julle en baie welkom terug by ons nuwe kwartaal. Welkom by ons klein groeples vir kwartaal 2. Ek is opgewonde vir wat die Here gaan doen in hierdie kwartaal. En soos meestal van julle weet, is ons om die draai van Paasnaweek af. En soos wat Paasnaweek al hoe nader kom, het ons as Christene die geleentheid om dit wat Jesus vir ons gedoen het te herdenk. Maar nou, soos dat ons Paasnaweek herdenk, kry ons 'n groter begrip van dit wat Jesus opgeoffer het aan die kruis vir ons. En my gebed is dat die klein groep les van vanaand elkeen se geloof in God se genade sal versterk. Amen. Nou, die Engelse gesegde life happens word gebruik om 'n situasie wat buite ons beheer is te identifiseer en help ons om dit te aanvaar. 'n Voorbeeld hiervan is 'n jong man wat 'n onderhoud het vir 'n werk en sy intensies is om so 20 minute voor die tyd daar te wees, sodat hy nie hoef te bekommer om laat te wees nie, ensovoorts. Hy doen alles die vorige aand, kry alles reg sodat hy in tyd ry, dat hy nie laat is vir sy onderhoud nie. Maar op pad soontoe, dan sit hy vas in verkeer en daag hy dan laat op vir die onderhoud. Life happens. Nog 'n voorbeeld daarvan is 'n ouer wat 'n belangrike vergadering het die volgende dag, wat 'n groot impak het op sy besigheid, en dan besluit hy om vroeg te gaan slaap, dat hy regtig reg is vir die volgende dag en voorbereid is, en dan is sy baba woelig die hele aand lank. Life happens. So wanneer ons in sulke situasies beland, dan voel ons baie ingedoen, omdat ons nie regtig iets daaromtrent kan doen nie, ons kan dit nie beheer nie, en dis dan wanneer ons sê life happens, want dit bemoedig ons om die situasie te sien vir wat dit is, en dan ook dan te aanvaar. Maar my vraag sal wees is, hoe sal jy reageer as dit wat gebeur het intentioneel was? Byvoorbeeld, die jong man wat vir die onderhoud wil gaan, iemand in sy familie is bewus daarvan en steeds maak hulle hom laat vir sy onderhoud. Of hoe sou jou reaksie wees as jy die belangrike vergadering het en 'n kollega van jou belemmer jou voorbereiding sodat die vergadering sal misluk? Nou, alhoewel die mensdom geleer het dat life happens, het ons ook geleer dat die mensdom korrup is en selfsugtig kan optree. In hierdie geleentheid waarin ons leed aangedoen word, is ons menslike reaksie daarop om op onsself te fokus, om onsself deur woord en daad te beskerm. Sodra ons in 'n situasie gesit word waar iemand intentioneel leed aan ons wil doen, dan kom ons op 'n plek waar ons net fokus op onsself. Ons fokus op onsself en ons eie sekuriteit. Ons wil onsself beskerm. Nou, Jordan Peterson, 'n bekende sielkundige, het die volgende gesê. Hy sê, "A person doesn't suffer from post-traumatic stress disorder due to a situation where they have been hurt by others. A person suffers from post-traumatic stress disorder when they realize that others wanted to hurt them." So wat hy eintlik hierso sê is, wanneer ons seer kry, het ons nie noodwendig PTSD nie. Ons het PTSD wanneer ons weet, daar is mense wat ons wou seermaak. Dit was in hulle hart en in hulle gedagtes om ons leed aan te doen. Nou, meeste van ons kan ons self vereenselwig met wat Jordan Peterson hierso sê. Ons was al in 'n situasie waar iemand ons wou seermaak. Dit was hulle intensies gewees. Nou, wanneer ons besef daar is mense daar buite wat ons wil seermaak, neig ons om gefokus te raak op onsself en onsself alleenlik. Ons wil onsself beskerm, ons fokus op ons eie sekuriteit. Nou, tydens 'n Paasnaweek in Jesus se 30s, in Jesus se 30s, het hy homself in 'n soortgelyke situasie gevind, maar in die teenoorgestelde opgetree. Ek lees vir ons hierso
in Lukas 23 vanaf vers 32. 2 ander misdadigers is ook saam met Jesus weggelei om tereggestel te word. Toe hulle by die plek aankom wat Kopbeen genoem word, het hulle Jesus daar gekruisig, as ook die misdadigers. Een aan Jesus se regter en een aan Jesus se linkerkant. Daarop het Jesus gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle besef nie wat hulle doen nie. Hulle het ook sy klere verdeel deur die lot te werp. Die volk het net daar gestaan en toe kyk. En die leiers het aangehou om hom te bespot met die woorde, ander het hy gered. Laat hy homself red, as hy die Messias, die uitverkorene van God is. Ook die soldate het vorentoe beweeg en Jesus gespot. Hulle het vir hom asynwyn aangebied en gesê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n kennisgewing bokant Jesus se kop. Hierdie man is die koning van die Jode. In hierdie stukkie lees ons hoe die mense Jesus uitgelei het na Golgotha toe, waar hulle Jesus gekruisig het, waar hulle hom doodgemaak het, waar hulle hom, waar hulle selfsugtig opgetree het. Jesus Christus was deur sy eie mense verwerp, verontagsaam en beseer. In 'n oomblik waar Jesus die volle reg gehad het om geregtig op te tree, om engele uit die hemel uit te roep, om hom te kom beskerm, om sy sekuriteit te bevestig, het hy gekies om genadig te wees. Hy het nie gekies om op homself te fokus nie, hy het gekies om genadig te wees. In plaas daarvan om selfsugtig op te tree, het Jesus liefde getoon en die mense se omstandighede verstaan, deur om te sê, Here, Almagtige Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons weet vandag dat God Jesus se gebed beantwoord. Hy is steeds besig om Jesus se gebed te beantwoord van daardie tyd af. Almagtige Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons het elke dag, vanaf Jesus se kruisiging, het ons 'n geleentheid om te kan bekeer, as gevolg van die genade wat ons ontvang van God af. Elke dag het die mensdom nuwe genade. Elke dag het ons 'n geleentheid om te bekeer van ons selfsugtige maniere af. Elke dag het ons 'n keuse om te kies. Nou vanuit hierdie situasie in Jesus se lewe, is daar 'n belangrike vraag wat ek julle wil vra vanaand. En dit is, volg jy in Jesus se voetspore? As volgeling van Jesus Christus is ons geroep om in sy voetspore te volg. In 'n tyd waar Jesus genoeg rede gehad het om ander mense se belange op sy te sit, hy kon geregtig opgetree het hy gekies om vir hulle geestelik in te tree, deur om vir hulle te bid, en dan boonop dit die prys te betaal. Die Here roep my en jou om dieselfde te doen. Baie kere misluk ons in hierdie aspek van ons lewens, want ons weet nie hoe om hierdie saak te benader of te hanteer nie. So, hoe benader ons teleurstelling in ander mense? Die heel eerste ene is, verstaan jou afhanklikheid van genade. Wanneer ons verstaan dat ons afhanklik is van die Here vir genade, vir ons eie selfsugtige optredes. Ons lees in Romeine 3, dan sê Paulus dat almal skiet kort van die glorie van God, want ons almal het gesondig. So ons almal is afhanklik van genade. Nou, omdat ek genade nodig het, is dit vir my makliker dan om genade te gee. Omdat ek verstaan, God is perfek en hy het nie verdien om op hy kruis dood te gaan nie. Hy moes op hy kruis doodgaan as gevolg van my. Het ek 'n ander verstaan oor genade. Omdat ek dit nodig het, is dit vir my makliker om te gee. En dan 'n volgende punt is, sien dit soos Jesus dit sien. Jesus verstaan dat die mense wat hom vervolg het, dit doen uit onkunde. Hy verstaan dat nie almal insien wat hy insien nie. Nie almal het begrip oor dit wat Jesus regtig kom doen het nie. Baie kere raak ons ongeduldig met mense
wat nie verstaan wat ons verstaan nie. Wanneer ons met 'n kollega werk of ons werk met iemand jonger as ons en hulle maak 'n fout, dan raak ons sommer ongeduldig met hulle, want hulle sien dit nie soos wat ons dit sien nie, of hulle verstaan nie hoe ons verstaan nie, of hulle het nog nie geleer wat ons al geleer het nie. Maar onthou net dat daar was 'n tyd gewees wat jy onkundig was, wat jy nie geweet het nie, en jy in die genade was van mense wat ouer as jy was, mense wat al ervare was, en jy moes afhanklik wees van hulle genade. Nou het jy die verantwoordelikheid om die genade vir mense te gee wat nie verstaan soos wat jy verstaan nie. Net soos wat ons geroep word om genadig te wees teenoor mense, is dit ook belangrik om te weet dat God vir ons genade offer. Hy vra ons om genadig te wees, hy vra ons om te verstaan dat ons afhanklik is van genade, maar hy wil genadig wees teenoor jou. Dit was Jesus se vrye keuse om op daardie kruis dood te gaan. Dit is God se liefdevolle aksie om vir ons die verlossing te bring van ons sondes en vir ons die geskenk van geregtigheid te gee, sodat ons 'n vrye lewe kan lewe. En as ons weer verslaaf is aan die wetlike kant van Christendom, wil God hê, jy moet besef dat jy sy genade nodig het. Soos Paulus, Here, ek het al u 3 keer gesmeek, vat die doring uit my vlees uit. En elke keer sê die Here vir my genade is genoeg. Ons is afhanklik van die Here se genade, maar hy wil dit ook vir jou gee. Miskien dalk is jy in 'n situasie in jou lewe, waar jy besef, jy het die genade van die Here nodig. Nou, ek wil jou vra, het jy die genade van die Here nodig, sodat dit jou sal help om weer by sy voete te kom sit? Want hy wil dit vir jou offer. Hy wil dit vir jou gee. Ons het 'n liefdevolle God. En soos wat hy in die midde van daardie leed wat hy aangedoen is, die kruisiging, in die midde van dit, het hy gekies om die mense lief te hê. Hy doen dit steeds vandag met my en jou. As ons gaan kyk na Joshua, dan lees ons van Rahab, dan beleef ons dat genade kom nie van ons aksies af nie. Jy sien, Rahab was 'n prostituut en 'n leenaar, maar sy het genade ontvang. Hoe? Want genade word ontvang, dit word nie verdien nie. God offer vandag vir jou genade. Ontvang dit. Met dit in gedagte, kom ons gaan bespreek die vraag wat voorlê. Mag dit julle geloof in God se genade verryk. Tot volgende keer. Totsiens.